Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën ook in hierdie dag wat voorlê en ons vertrou dat u so bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Here. Nou liewe vriende, dit is altyd lekker om te sien as 'n dier wat klein is begin regkom om dinge te doen. En so in hierdie foto ook, hierdie klein olifantjie sommer vol lewenslus en ywer en hy sukkel nie meer om te loop nie. Dit lyk of hy dit nou al goed onder beheer dan ook het. 'n bemoedigende prentjie om te sê daar's hoop vir die toekoms. Jy kan voortgaan en daar's hoop vir hierdie ou klein olifantjie wat sy lewe dan ook so betref. Nou liewe vriende, net so in Korinte ook, kom Paulus ook en hy kom sê as 'n bedienaar van die evangelie kom sê daar is bemoediging. En hy kom deel hierdie bemoediging met ons. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 3, hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons vertroos in al ons verdrukking, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Liewe vriende, of u nou iemand vanoggend is wat troos nodig het, daar is vir u troos. Of u iemand is wat iemand anders moet gaan troos en u weet dalk nie hoe om dit te doen nie, daar is vir u hulp, want u moet kan sê hoe die Here u vertroos het. En dan, liewe vriende, kom die Here ook en hy ondersteun ook die een wat die vertroosting moet gee. En hy help so 'n persoon. En eintlik al wat gebeur is, ons kan so iemand net help om na die Here Jesus te kyk en by die Here Jesus uit te kom en die Here rig hulle op. Want die Here is die groot vertrooster dan ook. En die Here wil dit wees ook vir u in hierdie dag dan. Ons sien ook daarin, 2 Korintiërs 1 vers 10 sê, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Is dit nie wonderlik dat ons 'n bemoediging het, dat ons is verlos, en maak nie saak hoe groot die doodsgevaar is nie, daar is vir ons nog steeds verlossing, en ons hoop bly daarin dat die Here ons sal verlos. So ons kan getuig van die verlede, dat die Here ons verlos het, en nou in die hede is daar vir ons verlossing, en in die toekoms sal daar ook wees. Wat 'n wonderlike saak, om te weet dat die Here dit vir ons so kom moontlik maak dan ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n volgende saak, en hy kom sê in 2 Korintiërs 2 vers 3, kom sê Paulus dat hy het 'n bedienaar geword. Hy is iemand wat daartoe wil sy hart daarop gerig het om ander te bedien met die woord dat hulle daarin mag groei. En ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. En hy sê, dis hoekom ek na julle toe kom, want ek bedien julle met die woord van die Here, sodat daar dan nie hartseer moet wees, deurdat daar mense is wat ongehoorsaam is aan die Here nie, maar dat daar 'n blydskap sal wees, omdat mense gehoorsaam is aan die Here. En daarom kom hy en hy sê, dit is wat hy wil kom ervaar, dis hierdie blydskap waarin hy wil kom deel saam met hulle. En dan, liewe vriende, sê hy, maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie. Maar ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Met ander woorde, as iemand ongehoorsaam is in die evangelie, dan het hy nie Paulus bedroef nie. Hy sou elke kind van die Here bedroef het wat die Here lief het. En dan sê hy in vers 6 ook, vir so iemand is daar die bestraffing deur die meerderheid genoeg. Hy sê, is die meerderheid van die kinders van die Here wat nou reg is, net dan daai een bestraf. En vir hom sê, nee man, jy doen nie reg nie, jy moet reg maak met die Here. Dis genoeg. Hulle hoef hom nie te trap, sê vers 7, hulle hoef hom nie te breek nie, want daar is vir hom verlossing, daar is vir hom vergifnis, sodat hy kan herstel met die Here, en dat hy nie deur hierdie droefheid van sonde verteer hoef te word dan nie. En dan, liewe vriende, kom hy dan ook en hy sê hierdie woorde, hy sê, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. 2 Korintiërs 2 vers 15. Hy sê ons is hierdie aangename geur. En vir die wat gered word is dit 'n aangename geur en vir die wat verlore gaan is dit 'n reuk tot die dood, sê hy. So die saak is, as jy lief is vir die Here, sal dit vir jou wonderlik wees. As jy nie lief is vir die Here nie, sal dit vir jou swaar wees. En dan die laaste wat in vers 17 kom sê van hoofstuk 2 sê, want
want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar uit God. In die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. En daar is baie wat met die woord van die Here handel gedryf het, en geld gemaak het, en wins gemaak het, en nou ja, liewe vriende, hy sê ek het dit nie so gedoen nie. Ek het dit gedoen dat die evangelie by mense moes uitkom. En mag dit sekerlik so wees, dat ons sal weet dat ons om daardie rede die evangelie uitdra en verkondig, dat mense by die Here uitkom. Mag die Here vir ons help. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie vir hierdie voorbeeld en help ook vir elke kind van U om so in opregtheid met U te leef. Amen.